Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus. Ons gaan aan vandag met lig en ek wil bietjie begin met waar dit vandaan kom. Ons gaan lees uit Genesis 1 vers 3 tot 6. Dit lei, en God het gesê, laat daar lig wees, want daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. Die eerste stap van chaos na orde is om lig te bring. Dit is ook hoe God in ons lewe werk. God hoef nie lig met sy hande te vorm nie. Dit was genoeg vir God om bloot die woorde te spreek, lig wees. En daar was lig. Ek moet jou laat oplet dat hierdie lig oombliklik gekom het. Die Hebreëus suggereer dit baie beter as ons vertaling. Dit is subliem kort. Lig wees, lig was. Genesis vertel ons dat lig dag en nag elkeen bestaan het voordat die son en die maan op die 4de dag geskep is, soos in Genesis 1 vers 14 tot 19. Dit wys ons dat lig meer as 'n fisiese stof is. Dit is ook 'n bonatuurlike aspek. In die nuwe hemele en die nuwe aarde sal daar geen son of maan wees nie. God self sal die lig wees, soos in Openbaring 22 vers 5. Die duisternis wat God later oor die Egiptenare gestuur het in Eksodus 10 vers 21, het 'n tasbare kwaliteit gehad, veel verder as wat ons gewoonlik dink as geassosieer met duisternis. Dit kon gevoel word. Dit demonstreer 'n sekere bonatuurlike element wat verband hou met lig en duisternis. Elke dag van die skepping in Genesis 1 eindig met God se verklaring dat wat hy geskep het goed was. Hier het God verklaar dat die lig goed is. Dit sê vir ons dat God se skepinge inherente goedheid gehad het en hierdie goedheid bly al is dit aan nutteloosheid onderwerp deur die sonde en val van die mensdom, soos in Romeine 8 vers 20 tot 22. Dit sê vir ons dat daar dinge is wat werklik goed is en dinge wat nie goed is nie. Dit sê dat God weet wat goed is en dat sy beskrywing van wat goed is en wat kwaad is ooreenstem met wat werklik is. Die meeste van die dae van die skepping behels een of ander skeiding, een of ander manier om 'n onderskeid te tref tussen een ding en 'n ander. Lig word geskei van duisternis op dag 1. Die waters van die uitspansel is verdeel op dag 2. Die land is van die see geskei, soos op dag 3. Dag 4 word van die nag en dag geskei. Seediere en voëls word volgens hul soort verdeel, soos op dag 5. Die mensdom is geskei van landdiere op dag 6. 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 6 sê vir ons, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Lig skyn in ons, sodra die Heilige Gees in ons kom woon. En daardie lig is wat Christus vir ons gee, so ons skyn, dit wat hy in ons skyn ons uit na die wêreld toe. En elkeen van ons het 'n verpligting om uit te gaan en hierdie evangelie, hierdie goeie nuus aan elkeen te gaan vertel wat daar buite is. Kom laat ons bruikbaar raak vir Jesus. Kom laat ons lig skyn in die klein dinge ook in hierdie wêreld. Soms wil ons nie die lig laat skyn nie en soms wil ons sê, maar Here, ek kan nie. Weet soos Moses, ek kan nie, ek kan miskien nie praat nie, of ek weet nie hoe om met iemand te praat oor die evangelie nie. Laat jou lig skyn. Jou werke wat jy doen, is wat mense sien. Hierdie is iemand anders, as wat iemand in die wêreld is. Want ons word onderskei deur die lig, die Heilige Gees wat binne in ons woon. Dat ons hierdie pad stap, en dat ons sal sê, Here, ons gaan werk vir hierdie koninkryk.
U het dit vir ons gegee, U het ons gemaak dat ons disippels sal wees en dat ons vir disippels ook kan gaan maak. Broer en suster, ek hoop julle het iets geleer uit hierdie boodskap vandag, maar gaan in vrede, ek bid vir julle, wees sterk en volmoed en laat Jesus se lig elke dag in julle skyn. Amen.